Goeienaand, dit is Sondag aand, ja, dis Vadersdag en dis weer vanaand my beurt om 'n woord te bring. So, baie welkom en dankie dat jy ingeskakel het. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na 'n spesifieke tema. Ek wonder wie kan raai wat dit is. Ja, dis Vadersdag. So. Ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na die volmaakte Vader. Nou, wie is die volmaakte Vader? Die volmaakte Vader is natuurlik God, die Vader. Hy is die volmaakte Vader. En ons skriflesing vir vanaand, kom in Matteus 6 vers 9 uit. So daar staan: "So moet julle dan bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word." Nou, Vadersdag lyk nie vir almal dieselfde nie en Vadersdag is nie vir almal dieselfde ervaring nie. Op Vadersdag dink ons beslis aan ons aardse vaders en die invloed wat hulle op ons lewens het. En sommige mense het baie mooi herinneringe aan hulle paas en ander dra weer seer of teleurstelling of selfs die verlies van 'n vader. Maar vandag rig ons spesifiek ons oë op die een wat nooit faal nie, op die een wat nooit vergeet nie, op die een wat nooit wegloop nie en op die een wat nooit ophou lief hê nie. Nou die Bybel openbaar God as ons hemelse Vader. Interessant, nee, want toe Jesus sy disippels leer bid het hulle nie geleer bid om te begin met die woorde ons koning of ons skepper nie. Alhoewel God dit alles is, hy is koning en hy is skepper, maar hy leer hulle bid, ons Vader wat in die hemele is. Nou, dit is vir ons as Christene is dit een van die grootste voorregte om God as Vader te kan ken, as Abba Vader, as Papa God. Maar vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na 4 kenmerke van God as ons Vader, God as ons Papa. Nee, nommer 1 is, God die Vader het lief met 'n onvoorwaardelike liefde. In Jeremia 31 vers 3 sien ons, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Nou, mense se liefde, menslike liefde is dikwels, baie keer veranderlik. Mense kan teleurstel, verhoudings kan verbrokkel, nee, en selfs aardse vaders is nie volmaak nie. Maar God se liefde verander nooit nie, want jy sien, voordat ek en jy gebore is, het God ons al geken. Voordat ons hom gesoek het hy ons al lief gehad. En voordat ons kon verdien om sy kinders genoem te word, het hy dit reeds aan ons bewys. Daarvoor, die grootste bewys van die Vader se liefde is dan obviously aan die kruis, nee. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God het nie net gesê, hy het nie net gesê hy het ons lief nie, maar hy het actually bewys, hy het bewys hoe lief hy vir my en vir jou het. Hy het sy seun gegee, sodat ek en jy gered kan word. Nou, wanneer ons twyfel aan God se liefde, kan ons ook maar net kyk na Golgotha, en die kruis is beslis 'n ewige bewys van sy liefde, nee. En die tweede punt is, God sorg vir sy kinders. En hier kyk ons na Matteus 6 vers 31 tot 32 en daar staan, julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Nou, een van die belangrikste verantwoordelikhede van 'n vader is om vir sy gesin te sorg, nie waar nie. Nou, ons hemelse Vader doen dit beslis op 'n volmaakte wyse, want Jesus verwys na die voëls in die hemel en die lelies in die dale of in die lelies van die veld. En die voëls saai nie en hulle oes ook nie en hulle bou nie skure nie. Tog sorg die Here vir hulle, nee. Nou, as God sorg vir die voëls, hoeveel te meer sal hy nie vir sy kinders, vir my en vir jou sorg nie. Nou, ongelukkig beteken dit ook, dat as gelowiges gaan ek en jy nie vrygeskeld wees van probleme nie. Dit beteken nie dat daar nie swaar kry sal wees nie, maar dit beteken dat ons nooit ooit alleen sal wees nie, want God die Vader ken elke behoefte. Hy ken elke traan, hy ken elke bekommernis, hy ken elke gebed, hy ken elke stryd. En selfs wanneer ons nie sy hand sien nie, of selfs wanneer ons dit nie wil sien nie, werk sy Vaderhand vir ons eie beswil. Die derde punt is, God dissiplineer omdat hy lief het. Nou, Hebreërs 12 vers 6 sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het. Nou, baie mense verstaan God se liefde, maar hulle sukkel om sy tugtiging te verstaan. En ons lewe in 'n tyd waar dissipline dikwels gesien word as iets negatiefs. Maar volgens die Bybel is liefde en dissipline nie teenstanders nie. Hulle loop saam. So, nou, 'n vader wat glad nie omgee nie, gaan sy kind mos nou maar toelaat om te laat hy doen wat hy wil. Maar 'n liefdevolle vader, hy lei, hy korrigeer en hy vorm sy kind. En net so werk God met my en met jou. Soms sluit hy deure, soms laat hy moeilike lesse toe. Soms wys hy ons op ons sondes wat ons bely, wat ons moet bely. Nie omdat hy kwaad is nie,
Nie omdat ons hom vernietig nie, maar omdat hy ons lief het. Die Vader se doel is beslis nie om te straf nie. Sy doel is vorming. Ons praat van die pottebakker en ek is die klei. Hy wil hê, ons Vader wil hê ons moet meer soos Jesus word. En die vierde punt is, God die Vader ontvang sy verlore kinders terug. Nou, hier is so mooi, want Lukas 15 vers 20 sê, toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien, en hy het innig jammer vir hom gevoel. En hier is letterlik een van die mooiste verhale in die Bybel, is die gelykenis van die verlore seun. Want die seun verlaat sy huis, en hy mors sy erfenis, maak verkeerde keuses, hy beland in ellende, en dit gaan maar sleg, en hy besluit om terug te keer huis toe, om maar te gaan hoor of daar nie vir hom 'n werkie of ietsie is nie, al is dit net as 'n slaaf, maar iets merkwaardigs gebeur, want sy vader wag vir hom nog steeds, en sy vader hardloop hom tegemoet, sy vader omhels hom, sy vader herstel hom. Nou, hierdie vader verteenwoordig God, want miskien voel jy vandag dat jy ver van God af gedwaal het, of miskien dink jy jou sonde is te groot, of miskien dink jy dat God jou nie meer wil hê nie, of dat God nie lief is vir jou nie. Maar hierdie verhaal sê presies die teenoorgestelde, want God wag vir jou met oop arms. Hy ontvang berouvolle sondaars, hy vergewe, hy herstel, hy maak nuut, en dit is die hart van ons Vader. Nou, 'n ander vraag wat ons onsself moet afvra vandag op Vadersdag is, wat beteken hierdie goed vir ons as aardse vaders of aardse paas? Want Vadersdag gaan eerstens oor God die Vader, maar dit gaan ook oor om eer te bring aan ons aardse paas, en dit herinner ook ons aardse paas aan ons roeping. Nou, God vra en hy roep paas om iets van sy karakter te weerspieël in elke pa se familie, en soos God lief gehad het, met elke pa lief hê, soos God sorg, met elke vader of elke pa sorg, en soos God vergewe, moet ek as pa kan vergewe, soos God lei, moet ek as pa kan lei, en geen aardse pa sal ooit volmaak wees nie, maar ons kan elkeen daarna streef om van die hemelse Vader se hart te wys aan ons kinders, Ons kinders moet iets van God se liefde kan sien wanneer hulle na hulle paas kyk. En die realiteit is, daar is ook van ons wat sonder ons paas is, en daar is 'n beslisse troos vir die wat sonder hulle paas is, want Vadersdag kan ook maar baie emosioneel wees. Sommige van ons het ons paas verloor, sommige van ons het nog nooit eers 'n liefdevolle aardse pa geken nie, en sommige van ons dra die wonde van ons verlede. Maar die goeie nuus, die absolute goeie nuus is dat God homself openbaar as 'n Vader van wesens, en dit lees ons in Psalm 68 vers 6, want waar mense ontbreek, is God teenwoordig. Waar mense ontbreek, is God teenwoordig. Waar mense faal, bly God getrou. Waar mense verlaat of weggaan, bly God naby. En in Christus ontvang ons 'n Vader wat ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Nou, die grootste waarheid van Vadersdag is nie net dat ons aardse vaders het of is nie. Die grootste waarheid is dat almal wat in Jesus Christus glo, 'n hemelse Vader het. 'n Vader wat liefhet sonder einde. 'n Vader wat sorg sonder versuim. 'n Vader wat tugtig met wysheid. 'n Vader wat vergewe met genade. Dit was nommer 4. 'n Vader wat nooit sy kind verlaat nie. En mag ek en jy vandag met nuwe bewondering bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. En mag elke aardse vader, elke aardse pa daarna streef om iets van die liefde, die genade en die getrouheid van ons hemelse Vader te weerspieël. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Sterkte vir die week wat voorlê. Geseënde aand. Totsiens.